Familie, vandag herdenk ons Palm Sondag, dis die Sondag voor Jesus gekruisig is. En op hierdie dag het duisende mense in Jerusalem bymekaar gekom vir die voorbereiding van die Joodse Paasfees wat die volgende week sou gebeur. En soos ek gesê, dit is steeds die belangrikste fees op die Joodse kalender, Paasfees. En waaroor dit vir hulle gaan is die bevryding van hulle voorouers uit Egipte uit. En as jy iets van die storie kan onthou in Exodus, die Here het vir die Israeliete gesê toe hy Moses soontoe gestuur het, toe sê hy vir hulle deur Moses, hulle elke gesin moet 'n lam slag en dan moet hulle die bloed van die lam vat en smeer aan hulle deurkusyne. En as die doodsengel kom, dan sal hy daai huise oorsien. En wat toe gebeur het, dis hoekom in Engels noem ons dit Passover, because the angel passed over. En hy het daai huise oorgesien, maar die eersgeborene seuns van die Egiptenare het gesterf. God het Egipte bevry, Israel uit Egipte bevry, en dis wat hulle herdenk, dis wat hulle vier, maar nou is hulle hier in Jerusalem weer eens in so 'n tipe situasie. Want nou is hierdie Jode onderdruk deur die Romeine in die tyd van Jesus. En op hierdie spesifieke, nie net hierdie Sondag nie, maar die hele laaste tydperk ter oploop na hierdie spesifieke Sondag toe, en op hierdie Sondag was die atmosfeer ter voorbereiding van Paasfees van so aard dat hulle het gehoop, gewag, gebid, vir hierdie lankbeloofde Messias wat sou kom, en in hulle gedagtes wat die Messias sou doen het wees, hy sou hierdie generaal de la Rey wees, wat hulle gaan lei, of het nou oorlog sou wees, 10-1, om hulle te bevry onder die regering van hierdie Romeine, wat hulle nou onderdruk. So dis die atmosfeer wat daar is, hulle bid en hoop, Here asseblief, soos dit in Egipte was, en U ons mense daar uitgevat het, red ons nou uit onder die bevryding, die onderdrukking van hierdie Romeine, kom bevry ons en red ons, en vestig ons weer as U nasie, wat ons eie volk kan wees. Dis waarvoor hulle gehoop het, en nou het Jesus intussen op die toneel verskyn, hy het gepreek, hy het wonderwerke gedoen, daar het 'n roemer versprei onder die Jode, want hulle het dit nie eintlik geglo nie, maar dat hierdie Jesus, wat hier is, in Israel, en so preek en wonderwerke doen, en baie van hulle het hom gesien die wonderwerke doen. En baie van hulle wat gesien het, hy doen die wonderwerke, het begin glo, dat hy is die Messias, en hierdie roemer het begin versprei. En alhoewel hulle almal dit nie geglo het nie, en ons kan sê, meeste van hulle het dit nie geglo nie, maar hulle het gehoop dat hierdie Jesus, hierdie Messias en generaal sal wees vir hulle, want daar's niemand anders wat opstaan nie. Almal anders is te bang vir hierdie Romeine, hulle vat vir jou en kruisig vir jou, hulle maak vir jou dood. So hulle was te bang, maar hierdie Jesus kom met 'n autoriteit, hy het duisende mense se invloed al gewen, en op hierdie spesifieke Sondag het hulle toe gehoor, hierdie Jesus is op pad met sy disippels, met sy team, is op pad Jerusalem toe. En toe hulle dit hoor, toe begin hulle 'n optog, 'n march, 'n toi, kan ons sê, en hulle staan in die strate, en hulle wag Jesus in om hom te kroon as hulle aardse koning, as hierdie leier, hulle president, wat vir hulle die land gaan oorvat. En teen hierdie agtergrond wil ek met jou 'n paar skrifte deel, wat ek hoop, jou hart so 'n bietjie gaan challenge, rondom hierdie vraag, wie is Jesus vir jou? Want dis die vraag wat hulle heeltemal verkeerd beantwoord het, van wie hulle wou gehaat het, hy vir hulle moes wees, teenoor wie hy regtig was. Vra ek jou vandag, en is dit die vraag vir ons, wie is Jesus vir my? Ek wil begin met die eerste skrif, en dis Sagaria 9 vers 9. Kyk, jou koning kom, hy kom na jou toe. Hy is regverdig en hy is die oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie Mary. As jy jou Bybel oopmaak in die Ou Testament en jy lees hierdie eenvoudige sinnetjie, gaan dit miskien nie vir jou baie beteken sonder hierdie konteks nie.
Maar ek wil hierdie gou vir jou inkleer, ek wil hierdie gedagte noem, die inspirerende profesie wat vervul is. Die inspirerende profesie wat Jesus vervul het. In die eerste plek is hierdie 'n profesie wat inspirerend is, want dis 500 jaar voor Jesus gebore is op hierdie aarde, is hierdie 500 jaar voor dit gegee. Dis een van 300 profesieë wat gegee is oor wat Jesus sou wees en wat hy sou doen terwyl hy op aarde is, en Jesus het dit presies soos dit gesê is, het hy dit vervul. En dit is amazing, dit is onmoontlik, die statistieke is onmoontlik dat een mens al die profesieë kon vervul, en nou kom hierdie een, en het wys vir ons net dat Jesus is wie hy sê hy is die Messias, maar wie is hierdie Messias? Wie is hy? En Sagaria sê vir ons wie hy sou wees, en wie hy toe was, is die nederige koning. Hy's regverdig, en hy's nederig, en hy kom sagmoedig en met genade na mense toe. Maar dis nie wat mense verwag het nie. Toe Jesus aarde toe kom, toe vul hierdie duisende mense die strate, en ek wil hê jy moet gou hierdie toneel in jou gedagtes verbeel. Kom ons maak so, sluit gou vir 'n oomblik jou oë, en picture gou Michelle aan, in jou gedagtes. En verbeel jou, daar's duisende mense wat weerskante van Michelle aan oplaai. Duisende mense, van die bopunt van Burger King af reg deur tot by Swart Koppies. Duisende mense weerskante. Het jy daai prentjie in jou gedagtes? Jy kan maar jou oë oopmaak. Dis presies wat hier gebeur het. Duisende mense kom in die strate en maak al vir die rugby tonneltjie. Soos die eerste span uitdraf, hulle maak hierdie tonneltjie. Hulle het gehoor hierdie Jesus is op pad en hulle maak hierdie tonneltjie. En hulle begin te chant en te cheer vir hierdie Jesus om te kom. Kan jy daai indink, kan jy daai energie ervaar? Nou kom die disippels saam met Jesus, en ek kan my net indink Petrus, wat al vir hierdie vegter tipe dude was vir Jesus, hy het die soldaat se oor eventually afgekap wat Jesus wou kom haal het. Hy's 'n fighter, maar hy het ook 'n besigheidsbrein. So ek dink hulle hoor al van ver af hierdie duisende mense aan die ander kant van die bult, en miskien het een van hulle gaan kyk. Ons weet nie, dit staan nie in die Bybel nie, maar ek verbeel my net hoe dit menslik moes gebeur het. Want onthou, hierdie disippels van Jesus, sy 12 was maar ook net mense, en hulle was ook Jode, en hulle het ook gehoop dat hy hierdie Romeine sal kom uitsorteer. So ek dink, soos hulle hierdie chant hoor, gaan hulle, en Petrus kyk dalk aan die ander kant van die bult, en hy sien, o hemel, hier's duisende mense, dis great. Jesus gaan invloed hier bou, en ek dink hy die ouens bymekaar geroep en gesê, boys, kom, ken een van julle iemand met 'n koets? Nee, okay. Ken iemand met 'n lekker fris perd? Ons moet vir Jesus 'n fris perd kry. Okay, niemand ken iemand. Is daar iemand wat iemand ken met 'n cool kameel, ten minste? Laat ons Jesus net hier kan, laat hy sy influence kan hou, dat hy dit kan bou, want hy gaan nou president, hierdie mense gaan hom nou president maak, en dan gaan ons hierdie land oorvat. Dis die energie wat daar is. En Jesus stop hulle net en sê, hoorie boys, net gou vinnig hierso, gaan kry vir my 'n donkie. En ek dink Petrus was soos, wat? 'n donkie? 'n donkie is vir die gewone klas mens, 'n donkie is al vir die arme mens, eintlik, dis wat hulle gebruik het vir werk, hulle het hom gepak, hy het die werk gedoen, hy was half daar, die kinders met hom gespeel daar, dis nie vir 'n koning om op te ry nie, Jesus. En Jesus sê, gaan kry vir my die donkie. Hoekom doen hy dit? Want Jesus wou nie 'n aardse koning wees nie. Hy wou nie president van Israel geword het nie. En hy kom nie as hierdie leier wat hierdie aardse president, leader, mense se bietjie invloed wil wen op een plekkie op die aarde, sodat hy daar status kan kry. Hy het glad nie ego issues soos ons nie. En hy wil wys vir hulle, ek is anders. Ek is nie 'n aardse koning, ek is koning van hemel en aarde. Ek het nie nodig dat 'n paar mense vir my hande klap nie. En die doel hoekom ek gekom het, is heeltemal anders as waarvoor julle vir my cheer. Ek het nie gekom om Israel te red as 'n land nie. Ek het gekom om mense te ontmoet persoonlik, sodat ek hulle kan vergewe en hulle kan versoen met God, want daar's 'n probleem op hierdie stadium. Ek het gekom om dit
reg te stel. En die Bybel sê, hy is die nederige, wat gekom het om met mense te ontmoet. Hy's anders as wat ons verwag hy sal wees. Hy kom anders, hy lyk anders, hy tree anders op as wat ek en jy wil hê hy moet. En kom ons wees net gou eerlik hier, soos ons hierdie spesifieke toneel aanskou met hulle issue in die land, kom ons connect net gou met dit in ons land. Ons het half dieselfde issue, dis dalk nog nie op hierdie punt nie, maar ons het amper dieselfde tipe issue, en ek wil amper so ver gaan as om te sê, ons het amper dieselfde gebed as hierdie Jode. En hoe is dit nie so nie, dat daar is tye wat ons kyk na wat op die nuus aangaan en wat in die land aangaan, en ons bid amper wat hierdie Jode bid. Ons wens eintlik Jesus wil kom met aggressiwiteit en geweld, om ons regering en die mense hier om ons uit te kom sorteer. Kom ons wees eerlik. Maar kan ek gou vir jou sê, as dit is wie Jesus was, as hy aggressiewe koning was, en hy het met geweld goed uitgesorteer, dan het ek en jy 'n probleem gehad. Want wat laat jou dink jy sou vrygelaat gewees het? Wat laat jou dink, as Jesus gekom het met geweld en aggressiwiteit, om goed hier op aarde uit te sorteer, sonde uit te sorteer, dit wat verkeerd is uit te sorteer, as hy goed so uitgesorteer het, het jy 'n groot probleem gehad. Want jy het ook 'n paar goed wat uitgesorteer moet word. En almal van ons dink, myne is nie so bad nie. Ek is alright, ek is eintlik 'n nice ou. Ons almal dink dit, né? Maar in lig van 'n heilige God kom elkeen van ons kort. Het elkeen van ons lelik en goed wat verkeerd is in ons lewe. En dank die Here dat Jesus kom met sy humility en met sy grace en sy sagmoedigheid en nederigheid om te sê, ek kom om te connect. Ek kom om vrede te maak, ek kom om goed reg te stel, ek kom nie om niemand te veroordeel nie. En nou is daar redding vir Jood sowel as Romein. Nou is daar redding vir hierdie sonde en daai sonde. Maak nie saak wie of wat dit is nie, ek kom om my hand uit te steek vir enige iemand en almal, om te sê, die Here soek jou. Hy wil jou vergewe, hy wil. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. En ek is hier om jou hand te vat en God se hand te vat en julle weer bymekaar uit te bring. Kan ons sê, dankie Jesus, vir dit. Want as dit nie vir dit was nie, het ek en jy 'n groot probleem gehad. Dis wie hy is, die nederige koning. Hierdie mense het nie daarvan gehou nie. Inteendeel, dit het gemaak dat hulle hom doodmaak, hierdie einste mense. En ek wil vir jou lees in Johannes 12, hoe dit gebeur het. So, hulle maak hierdie tonneltjie, né? Jy het daai picture in jou mind, van hulle chant vir hom, cheer vir hom, roep hom, hy kom daar aan, en hierdie is wat gebeur. Ons sien in Johannes 12, die volgende dag, dis nou die Sondag, het die groot skare, wat vir die fees gekom het, en wat gehoor het dat Jesus na Jerusalem kom, hulle het palmtakke gevat, en hom tegemoet gegaan, en aanhoudend uitgeroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hierdie was 'n gebruik onder die Jode om as 'n koning in hulle dorp inkom om palmtakke te gooi. Die Bybel sê van hulle het hulle klere gevat en voor hom gegooi en vir hom 'n tipe rooi tapuit gemaak. Dis hoe hulle royalty verwelkom het in hulle dorp. En aanvanklik as ons hierdie stuk so lees en ons sien, hierdie mense skree Hosanna, dis mos 'n geestelike woord, dit klink soos worship. Hosanna beteken red ons nou. Of prys die een wat ons nou gaan red. Dit lyk goed, dit lyk soos aanbidding aanvanklik. Maar mens moet mooi terugstaan en uitzoom en kyk, wat is hulle motief hierso? Wat bedoel hulle as hulle sê, red ons nou? Want hier onder hierdie duisende mense was daar verskillende motiewe, dink ek, wat daai dag in daai tonneltjie bymekaar gekom het. Jy moet onthou, hierdie mense het familie gehad, wat siek was en probleme gehad het, en hulle het gesien hoe Jesus wonderwerke doen, en hoe hy iemand wat al vir 38 jaar net daar sit en verlam is, hoe hy daai man optel en daai man loop weer, hoe hy iemand wat hulle hele lewe lank blind is, modder vat en op sy oë sit en daai man sien weer. Hulle het hierdie tipe goed gesien. So baie mense het daar gestaan met die hoop op genesing, swaai hulle palmtakkies, met die hoop op genesing. Baie mense dink ek het net FOMO gehad, fear of missing out, hulle is bang hulle mis uit, hulle check, hier gaan iets gebeur boys, iemand gaan vuislaan hier vandag, ons kan dit nie mis nie, bring julle voor, hulle het nie fone gehad nie, maar dis wat ons sou doen, druk play, moenie hierdie, vat 'n video, hier gaan nou gaan ons hierdie oplaai, iets gaan hier gebeur vandag.
En ek dink as mense is net nuuskierig, soos ons maar is, en hulle is daar in daai tonneltjie. Meeste van hierdie mense het wel 'n gesamentlike eenheid gehad in agenda, en dit is, hierdie ou moet ons rally vandag, en dan gaan ons hierdie Romeine uitsorteer, en vat ons hierdie plek oor. Wat ek wil sê is 99.9% van hierdie mense het gekom met 'n versoek. Hulle het gekom met 'n versoek, hulle wou gehad het, Jesus moes hulle probleemoplosser wees. En hoekom is dit 'n issue? Die issue is, Jesus het gekom om 'n persoonlike verlosser te wees, vir elke mens. En hierdie individue wat saam opgelaai het in daai tonneltjie, het nie gekom om te sê, Here, kom verander my hart nie. Die begeerte was nie hartsverandering nie. Die begeerte was landsverandering. Die begeerte was verandering hier buite, in die fisiese. Hulle wou nie gehad het, hy moes hulle harte kom verander nie. Nee, het nie nodig om iets hier by my uit te kom sorteer nie. Ek is fyn. Ek is een van die goeie mense. Sorteer daai mense uit en sorteer ons land uit asseblief. Dan kan iemand gaan. Maar dis wat ons van jou wil hê. Hulle soek 'n probleemoplosser, verandering in die buite, maar nie in die binne nie. En ek wil dit so stel, amper, hulle was versoek deur hulle versoeke. Hulle versoeke was vir hulle die versoeking, want wat het gebeur toe Jesus nie hulle versoek aan hulle versoek wil voldoen nie? Wat het gebeur toe hulle sien? Jesus gaan nie beklei nie, hy gaan nie gewelddadig optree nie, hy gaan nie oorvat nie, hy wil nie die president wees nie, hy sê nee vir dit. Toe wat doen hulle? Dit was nie 'n week later nie. Die volgende Vrydag, toe skree hulle kruisig op. Vat hom dan en maak hom dood, hy beteken vir ons niks nie. Ek wil vir jou lees, Matteus 27, lees ons daarvan. Dit sê, intussen het die priesterhoofde en die familiehoofde, hier is die leaders van die Jode, hulle het mense oorgehaal, dit beteken hulle het hulle opgesweep. Hulle het vir hulle gesê, hey, kan jy sien, hierdie Jesus, daar sluit ons vir hom toe. En daar vat die Romeine hom, hy het nie krag nie, as hy krag gehad het, dan sou hy ons die engele geroep het en ons uitgesorteer het. Hy kan niks doen met hulle nie, hy kan niks doen vir ons nie, kruisig hom, hy moet weg hier. En hulle sweep hulle op, om vir Barabbas 'n vrylating te vra en vir Jesus die dood. Die gouverneur vra hulle toe, watter een van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle skree, Barabbas. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus, wat Christus genoem word? En kruisig hom, skreeu wie? Almal. Almal van hulle wat daar gecheer het, skree, kruisig hom. So dit was 'n ding daai tyd, dat hulle half 'n get out of jail free kaart gekry het by die Romeine een keer 'n jaar, met hulle Paasfees, dan het hulle iemand van hulle wat in die tronk was vrygelaat, en is nou tussen Jesus en hierdie moordenaar, Barabbas, en hulle skree, laat vir Barabbas tussen ons en ons kinders kom, daai moordenaar, maar vat Jesus en kruisig hom. Kan jy dit indink? Hierdie selfe mense, wat net die vorige Sondag geworship het en palmtakkies geswaai het en geskree het Hosanna, en dit wys vir jou wat die motief van die hart was. En ek wil dit amper so sê, is dit nie vandag nog so nie, dat mense Sondag kan worship en kan kom commitments maak teenoor die Here, of dit is in die kerk of buite die kerk, maar wat gebeur teen die naweek? As hulle opgesweep word, miskien sweep ons kultuur ons nie op om fisies te skree, kruisig hom nie. Ons noem onsself Christene, but let's be honest. Wanneer die meerderheid begin met hulle lewe sê, ag, die Jesus gaan vir ons niks doen nie. Kom ons geniet net die lewe, kom ons gaan suip, kom ons gaan party, kom ons doen net wat ons wil, want Jesus gaan nie hier iets kom verander nie. Dan kruisig ons hom met ons lewe. Is dit nie vandag nog so in die familie? Vandag nog is daar mense in ons land, ons kultuur het hierdie issue, soos hierdie Jode, dat ons dink ons is die goeie mense. En ons kom in hordes by mekaar, hoendervleis events, net soos in hierdie een, waar daar tonele is, waar ons bid vir die Here om ons boerevolk te kom help, om hierdie land te kom bevry. En is hoendervleis, en ons gebruik die naam van die Here, en is ons roep tot die Here, persoonlik vir 'n verlosser, om my hart te kom vergewe en genees, of wil ons net hê hy moet ons land kom beter maak? Bly iemand daar, sort net die president en sy ouens uit, laat ek lekkerder kan lewe hier.
En eintlik wat hier gebed is, kom help my om my afgode te aanbid, die Here. En laat ek dit sê, natuurlik wil die Here Suid-Afrika beter maak. Natuurlik wil die Here elke land beter maak. Wil hy Israel beter maak. Kyk die oorloë en die goed wat hulle deurgaan. Maar hoe doen hy dit? Deur die persoonlike verlosser van elke individu en elke huisgesin te word. Wat erken, ek is 'n sondaar. Ek het ook sonde. Daai mense is korrup en hulle doen verkeerd, maar hoekom is dit verkeerd? Net omdat jy sê dis verkeerd? Of omdat dit verkeerd is teenoor die Here, want sy woord sê dis verkeerd. Hoekom is dit verkeerd wat hulle doen? En om dan daarna te kyk as die spieël en te sê ek doen ook verkeerd. En ek het die Here nodig om met my te kom werk en my uit te sorteer. En kan jy sien wie hy is? Hy kom doen dit met nederigheid. Hy kom doen dit met sagmoedigheid en met genade. En een dag gaan ek en jy voor hom staan en ons gesinne gaan voor hom staan en nie een van ons het 'n verskoning gehad nie, want hy het met soveel liefde gekom om sy hande vir ons uit te steek. En te sê, ek wil jou verlosser wees. Ek wil jou persoonlike verlosser wees. Ek wil jou kom help. Ek wil jou kom opbou. Ek wil jou kom wys wie jy moet wees. Daai goed wat jy mee sukkel as mense, ek wil jou kom help daarmee in my genade en my nederigheid. Soveel so dat jy kan getuig en jou vriende kan lei na my toe. Dat ek hulle persoonlike verlosser en saligmaker kan wees. Soveel so, dat julle as 'n kerk in die land kan bedien en al meer mense hulle harte kan oopmaak vir my as persoonlike verlosser en saligmaker. Nie net probleemoplosser nie. Nie net kom sorg dink jy die Here worry oor die ekonomie van Suid-Afrika? As sy mense en die meeste mense wat hulle self Christene noem, nie omdien nie worry vir hom nie tyd het vir hom nie omgee oor sy woord nie, doen net wat ons wil. Dink jy hy worry oor die ekonomie? Dis beter dat die ekonomie sleg is en dit dryf ons op ons knieë, dat iets ons ten minste op ons knieë dryf, familie. Want ons kan dit nie self doen nie. Want ons wil nie self aanbid nie. Ek kan nie tyd maak vir 5 minute vir die Here nie, maar ek kan ure voor Netflix sit. Ek kan committed wees aan sport en aan dit en aan dat, maar vir die Here as ek net dink aan om iets vir die Here te doen, dan dreineer dit my. Wat sê dit vir jou? Hey, hier's iets fout. Hier's iets fout onder ons mense. Hier's iets fout onder ons. En ons moet dit uitsorteer. Hoe? Deur ons harte oop te maak en te sê, Here, dis ek. Ek het U nodig om my persoonlike verlosser en saligmaker te wees. Ek wil nie U net gebruik om vir my iets te kom doen nie. Ek wil iets vir U doen en hier's waar ek wil eindig met die laaste skrifgedeelte en dit was dalk swaar tot nou toe, it ends well. Hou vas, kyk hierso. Hulle kruisig vir Jesus. Meeste mense, selfs die wat hom gevolg het en wat sy grootste fans was, wat gesê het hulle glo hy is die Messias, hulle almal loop weg. Hulle dog, ag, sien jy, daar gaan hy dood. En hulle het nie lekker verstaan dat hy moes sterf en dat hy sal opstaan. Hulle het nie daai goed lekker verstaan nie. So toe hulle sien, hulle vat hom en hulle maak hom dood, net as nog 'n mens, want die Romeine het baie mense gekruisig. So dit was nie iets niets of vreemds vir hulle nie. Toe dog hulle, ag nee, hierdie Jesus, hy kan niks doen nie. Hy is nie die Messias nie. Maar daar was 'n paar mense wat vasgehou het in hierdie moeilike tyd en wat geglo het. En ek wil jou wys in Handelinge 2 van hierdie paar mense wat vasgehou het en gebid het. Die Here het so in hulle harte kom werk, dat in hierdie tyd wat hulle doodgemaak was as hulle preek oor Jesus, staan 'n ou op met die naam Petrus, 'n visserman, wat die Here gebruik, wat jou wys, die Here doen dit juis om te wys, ek gaan enige iemand en almal gebruik. Staan hierdie visserman op en hy begin preek, en hy sê vir hierdie mense, wat daai tonneltjie gemaak het, hy preek vir hulle. Dis nou hier, Paasfees is daar, is hierdie duisende mense, daar's festivities en alles wat aangaan, en hy preek vir hierdie mense, en hy sê vir hulle, julle, kyk wat sê hy daar, julle het hierdie Jesus, wat die Messias is, julle het hom doodgemaak, hy sê, laat die hele huis van Israel, almal onder hierdie Jode, laat hulle dan verseker weet, dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus, wat julle nou gekruisig het. En wat sê dit, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die apostels gevra, en check hoe beautiful, draai die vraag in jou hart, wanneer jy regtig tot bekering kom. Wat moet ons nou doen, broers? Wat moet ons doen? Ewe skielik is hulle vraag nie meer, Here, wat gaan U vir ons doen nie, maar die vraag is ewe skielik, wat moet ons doen? Wat moet ons doen?
En Petrus praat met hulle en hy sê vir hulle, julle moet bekeer. Soos ek nou nog sê, bekering is om terug te kom na die Here toe. Dis 'n huwelik. Jy sluit 'n verbond met hom, jy gee jou hart en jou lewe vir hom. Hy sê julle moet terugkom na die Here toe. En julle moet julleself laat doop. En so sal dit terugkeer, as jy Handelinge 2 verder gaan lees vanaf vers 38 af, sien jy hoe hierdie mense kom, hulle kom saam as die kerk, in 'n tyd wat dit onwettig was om 'n Christen te wees. In 'n tyd waar daar nie sale was en auditoriums of bands of niks nie. Maar hulle kom in huise bymekaar en hulle het gegroei by die duisende in 'n kwessie van weke. Hoe is dit moontlik? Sonder fone en rondstuur of bemarking of billboards, hoe is dit moontlik? Dis amazing. Wat kan gebeur as 'n paar mense Jesus aanneem as persoonlike verlosser en saligmaker, soveel so dat hulle glo die Here gaan 'n amazing werk doen in ons lewe. Hy's hier en hy wil met my ontmoet. Hy's hier en hy wil met my ontmoet en hy gaan iets in my lewe doen en hy wil iets in jou lewe doen. Met daai passion gaan hierdie visserman en sy vriende uit en hulle begin dit vertel vir mense. En net met daai eenvoudige boodskap. 3000 mense het op hierdie dag, van hierdie Jode, het 3000 mense, mans, vrouens, kinders, het hulle gekom om gedoop te word. 3000 mense. Kan jy imagine daai scene en hoe dit moes wees? In 'n gemeenskap waar hulle gesoek was om doodgemaak te word. Gaan hulle en sê, whatever nou gebeur, ons wil weet, ons gaan vir ewig lewe. Ek wil weet my kinders se saak is reg met die Here. Doop ons, hier gaan ons nou. En 3000 mense doop hulle daai dag. Mense wat gesê het, ek wou die Here gebruik het vir my doeleindes. Ek het gehoop die Messias gaan kom om die aarde lekkerder vir my te maak, maar ek besef, daar's 'n hemel en 'n hel. Ek besef, ons gaan vir ewig lewe. En ek besef, die werk van die Messias gaan oor mense se ewigheid, nie net hier nie. En dit begin daar. So ek maak my hart oop vir hom as persoonlike verlosser en saligmaker, as koning van my hart en my huis. En toe daai mense daai besluit maak, toe begin dat die Here hele Jerusalem omkeer, en soos ek sê, duisende van daar af, het hulle tot bekering gelei. Eenvoudige, gewone, sondige mense soos ek en jy. En so vandag, familie, kom die vraag na my en jou toe. Wie is Jesus vir jou? Is hy iemand na wie toe jy kom, en ek kan selfs vra, hoekom is jy hier vandag? Hy's iemand wat jy nou en dan mee wil chat, soos daai man wat verdwyn vir 7 maande en dan sy vrou net wil bel, hoorie, hoe gaan dit, ek is honger, sal jy vir my 'n bord kos maak. So kom ons na die Here toe, elke nou en dan, net om vir hom te sê, ek is nog hier, ek het 'n versoek, sal u asseblief gou vir my iets kom doen. Familie, ons moet tot bekering kom. Ons moet terugkeer met harte wat sê, wat kan ons vir u doen? Wat wil u hê moet ons doen? Wat is u versoek aan my? En ek glo, as ek u dien en my hart en my lewe oopmaak vir u, gaan u my lewe purpose gee. Gaan u my huwelik purpose gee. Gaan u my gesin purpose gee. Soveel groter as hierdie goedjies hier op aarde, want dit gaan verbygaan. Dit gaan verbygaan. En wat dan? Dit gaan so vinnig verby, die lewe. Dan is daar ewigheid wat voor lê. Is ons besig om vir dit voor te berei? Wie is Jesus vir jou? 'n persoonlike verlosser of net 'n probleemoplosser? Want kan ek jou sê, as jy hom sien as dit en jy probeer om nader as dit, hy gaan nie dit wees nie. En dan gaan jy voel, die Here leef nie, hy bestaan nie, man. Ek het gebid vir dit, ek het gevra vir dit. Kan ek jou sê, hy gaan nie dit doen nie, hoor. Hy gaan nie dit doen nie. Hy gaan nie enige man op aarde se probleemoplosser wees nie. Persoonlike verlosser en saligmaker. Dit wil hy wees. En as jy hom kies as dit, dan kom los hy ook die ander goeters vir jou op. En dis nie dat hy al die probleme wegvat nie, hy het gesê hy gaan nie, maar hy kom gee dit betekenis, hy laat ons groei te midde dit. Familie, vandag reg oor die wêreld, oor Suid-Afrika en die wêreld, is daar 'n ander tipe crowd wat besig is om by mekaar te kom. En is dis crowds wat om swembaddens en damme en jacuzzis by mekaar kom, om te sien dat duisende mense gedoop word. In ons tyd, vandag is dit besig om te gebeur. Hier was dit 3000, ek dink as jy statistieke moet vat, hoeveel mense word op hierdie dag gedoop vandag, is dit baie meer as dit, reg oor die wêreld. En vandag het ons die voorreg om dit te doen nie. En dit is 'n amazing voorreg vir my, om te sien,
dat ons deel is van daai statistiek. Een vir een kom individue en gesinne na die Here toe en sê, ek was verlang 'n Christen, ek het verlang die Here gedien, op my manier waar ek gehad het, hy moes deel wees van my lewe, maar nou kies ek sy manier. Nou kies ek om my hart en my lewe en my huis oop te maak vir hom as persoonlike verlosser en saligmaker. Nou wil ek hê my kinders moet hom ken as 'n persoonlike verlosser en saligmaker. Dit is so groot voorreg om deel te wees van dit en dis nou wat ons gaan doen.